Ek dink ons kan net empatie hê met mense wat met die koorde van sonde leef. As ons self weet, ons wat vrygemaak is daarvan, as ons self weet, hoe erg het is. Ek meen, as jy net kyk na dwelmverslaafdes. Ek onthou, een van die ergste dinge vir my as 'n dwelmverslaafde was dat ek wou elke dag ophou. Ek het elke dag gehuil daaroor. Maar dit was op daai stadium te veel, te erg. Alhoewel ek baie hartseer gewys het en gevoel het, tog was daai houvas oorweldigend. Die Here maak ons getuies vir sy glorie. En die verskil tussen simpatie en empatie is krities. Simpatie, om dit eenvoudig te stel, is om ons TV's aan te sit, sien hoe kindertjies en hulle ouers onthoof word in Nigeria, reg oor die wêreld, en sê, ag foei tog, kom ons bid vir hulle. En 10 minute later het ons vergeet daarvan. En ons bid, dankie Here vir die lekker dag en lekker kossies. Empatie is iets anders. Heeltemal iets anders. Empatie is doen. Ek hoor baie van mense se planne wat hulle vir God wil doen, na verre lande, buurlande, ander plekke. Die sendingsveld noem ons dit. Die sendingsveld. Maar ek vind baie keer dat mense soek 'n sendingsveld om hulle lewe neer te lê vir die Here, wat hulle net heeltemal blaatant ignoreer die sendingsveld waar hulle op hierdie oomblik is. Hulle eie huis kan 'n sendingsveld wees. Ja, huis is uitgesorteer, is hy nie? Nou wat van jou bure? Wat van jou dorp? Wat van jou skole? Wat van kerke? Wat evangelised moet word? Jy het reg gehoor, kerke. Veel om te doen, mense. Veel om te doen. En ek weet nie hoekom mense droom van lande nie. Daar is sekere mense wat God gebruik. Ja, natuurlik. Maar ons moet kyk na die balans. So om kortliks te sê, groei waar jy geplant is. Groei waar jy geplant is. Maar baie mense sê nee, ek like dit nie hier nie. Dit is so, is dit nie? Dis waar. Ons weet dis waar. Ons weet dis waar. En die Bybel is baie reg as hy sê dat wanneer kinders van God in hulle eie dorpe en families God se woord verklaar, sal hulle nie geken word nie. Hulle word nie geag
in hulle eie families en dorpe nie. En ek dink baie keer is mense dan nou aangetrokke om nou ver weg te gaan of ietsie anders nou. Waar hulle geken, geag kan word vir God. Die koorde van sonde is 'n verskriklike houvas op mense. Dit is 'n verskriklike houvas op mense. Die siel en die gees van hierdie mense is saamgesmeld. Saamgesmeld. En daar's net een ding wat dit kan binnendring om dit te skei. En dis nie ons intellek en slimheid nie. Dit is wie God sê. En God sê, dit is sy woord, wat tot daar kan kom. Sy woord kan nou kom en hy sê, nou hier, jy gees daar, jy siel daar, daar's 'n venster, om God te aanvaar of te verwerp. So, dit vat een om een te sien, né, sê mense. Nou wanneer God praat in sy woord, dan gaan jy en ek mos nou een van twee dinge doen daarmee. Veral wanneer God praat, en dit maak ons 'n bietjie ongemaklik. Nou wat sê die woord doen ons met hierdie ongemaklike goed wat God sê? Hier is wat ek weet, hier is wat ek glo. My interpreteerder is die Heilige Gees, is God. En daai van my, wanneer ek by dele van die woord kom wat vir my sê, ek weet dit, ek moet stil genoeg wees om te weet hy is God. En ek maak gebruik van wat aan ons verskaf is deur Jesus, en dit is die Heilige Gees. En die Heilige Gees wys na Jesus, en dis Jesus wat in die woord sê, hy sal vir die Gees sê wat om vir ons te sê. Hallo, jy sien? Nou, mense, luister. Luister. Jesus is die standaard. Daar is 'n groot verskil between professing and possessing salvation. Dit is onmisbaar in die woord van God. Onmisbaar. Miskien dink mense maar in hulle harte, en hulle wil dit nou nie sê nie, maar God maak dit baie duidelik. Né? Dat ons moet seker maak dat ons professie die besit van sy Gees het. Nou, ons lees, en ons kan niks daaraan doen nie, want is daar. Nee. God sê, Jakob het ek lief gehad, maar Esau het ek gehaat. Dan lees ons, waar God Dawid beskryf, as 'n man na God se eie hart. Nou, ek weet nie van mense daar buite nie, maar ek wil 'n man wees na God se hart. Ek wil
Nie uit my goedheid nie, maar deur die genade van die Here. Ek wil nie 'n man wees waarvan God sê ek het hom gehaat nie. God haat. En ons moet nie dink met ons peanut brains beskerm ons God se karakter deur nie te preek wat God sê nie. Maar eerder gaan kyk. Want hoe dieper God jou vat in sy woord, né? Hoe meer glo jy God van jou melk na jou vleis, want daar's 'n groot verskil tussen kinderagtigheid en kinderlikheid. En hoe dieper God jou vat, né? Hoe meer groei jou geloof, sê God. Want iets wat nie groei nie, is dood. Iets wat nie groei nie, los 'n opening vir die vyand. Geloof sal kom deur hoor, deur om God te hoor. En om God te hoor in sy woord, sê die Here. Op die einde van die dag, die mense wat die geloof nie het, wat God verwag nie, wat God verheerlik nie, is presies hoekom hulle dit nie het nie. Hulle wou nie hoor nie en hulle wou nie kyk nie. Al was dit daar. Maar is so erg dat die Here sê, al staan iemand op uit die dood, sal hulle nie glo nie. Wat is die verskil? Wat is die ooreenkomste van 'n man wat God haat en van 'n man wat God sê, 'n man na my hart? Dit is daai woordjie wat hierdie land so haat. Bekeer. Bekeer. Maar ons like om so sideways te staan, né, met die Here. Nie heeltemal 'n rug gedraai nie, nie heeltemal na die Here nie, so half gedraai. Die Here wys ons wat valse bekering is. Wat? Omdat hy 'n haatlike God is? Nee, omdat ons 'n haatlike vyand het. Dit is die liefde en genade van die Here. As jy die liefde en waarheid skei, is jy in die verkeerde plek, ou seun. Dit is presies wat in die tuin gebeur het. God se woord is in twyfel gebring. Met 'n pragtige stem. Sekerlik het God dit nie gemeen nie. Nou, wat? Ek wonder of dit belangrik is vir mense vanoggend nog. Maar Dion, moenie dryf nie, jou seun. Sê vir die mense wat God sê. Sê vir die mense wat God sê. En dan kom ons kyk na Esau se trane. Onthou ek het in die begin gesê, ek wil elke dag ophou. Maar ek was so vas. Maar hierdie geld mense vir al hierdie ander dinge, né? Fornication, adultery, diefs, al daai dinge. Want ons vat weg van ons bure, ons mense. Ja. En op die einde sê die Here, jou sonde is, ja, met daai dinge. Is my kinders, is my skepings. Wat jy wil regverdig, maar ultimately is ons sonde teenoor God. Esau was net so spyt. Esau het ook gehuil.
Daar kom 'n tyd mense wat dit te laat is vir trane. Is God se liefde lankdurig? Is God se genade, ja? Hou God lank terug? Long suffering? 'n Heilige God. Dis 'n suffering vir 'n heilige God om toe te laat, maar dis sy genade. Dis sy genade. Leer die woord ons dat daar 'n tyd kom waar dit te laat is. Dit doen. Nou, dit is seker nie liefdevol vir baie mense om hulle dit te sê nie. Want hulle sê, ag man, maar jy verstaan nie. Ek kom van hier af, ek was dasso, dit hierso en hasso en toe hier en toe daar, maar die punt is, ons hou nog steeds vas aan die sonde, ons probeer dit regverdig. Want die Here sê, kom soos jy is. Hy sê, kom praat met my, sê die Here. Esau het toe besef dat daai Jakob die seun gesteel het. Hy het gekerm en gehuil. En het sy pa gesmeek om hom ook te seën. Esau het gehuil. Hy het gehuil oor die verlies. Maar hy het vir die verkeerde rede gehuil. Hy het nie gehuil en geween oor die verlies van geestelike dinge nie. God nie, hy het gehuil oor die verlies van materialisme. Dit is baie duidelik vir ons in die Nuwe Testament, wanneer God verwys in die Nuwe Testament en sê vir ons vanoggend, hierdie mense wat sê Ou Testament, stel nie belang nie. Weet julle hoeveel keer het Jesus en almal verwys na die Ou Testament om vir ons te sê, mense, God het nie verander nie. Hoekom verwys Jesus die hele tyd daarna? Hoekom bevestig hy dit die hele tyd? Hoekom sê hy vir ons, gaan kyk na die voorbeeld, sodat jy nie maar later toe wou Esau is hy verwerp. Hy het nie 'n plek vir bekering gevind nie, sê die Nuwe Testament. Dit sê Esau het nie 'n plek gevind vir bekering nie. Al het hy dit gesoek met trane. Ons gaan na Dawid toe. 'n man na God se hart. Maar ver van perfek. Ver van perfek. Die patroon op hierdie stadium is dieselfde. 2 mans, 2 foute. Altwee is hartseer. Maar hier kom die faktor. God sê Esau het ek gehaat. En julle moet vanoggend weet, mans en vrouens met hierdie Esau gees. Jou vraag miskien aan my vanoggend te sê, jy God haat my? Jy moet met God praat. God weet. Ons draai almal 'n rad voor die oog in ons lewens, maar nie vir God nie.
Maar Dawid was 'n man so na in God se hart. 'n Mens kan amper sê Dawid het erger dinge gedoen as Esau. En die Bybel praat van 'n belyding van 'n man. 'n Belyding wat lei na die ewige lewe en 'n belyding wat lei na die dood. Nie net fisies nie. So ons weet, dit gaan 'n bietjie verder as net die belyding. Esau was geaffekteer en die Bybel sê hy was goddeloos. Esau was geaffekteer deur sy afgoderry en die verlies van wat hy bo God geag het. Dawid het bely teenoor God. En hy het 'n plek gevind vir bekering. Die Bybel sê bekering kom van God af. Hy laat dit toe of hy laat jou nie toe nie. Het ons dit geweet? Daai aroma van ons vandag wat God ruik. So kan ons vanoggend praat oor vele mans en voorbeelde van 'n valse belyding en goddelike belyding. Weer Saggeus. Saggeus, vandag kom ek na jou huis toe, ou seun. Kan die Here vanoggend in jou huis aankom? Kan 'n godsvreesende pastoor in jou huis inkom vanoggend? Kan hy aan die deur kom klop en inkom? Saggeus, vandag kom ek na jou huis toe. Daai mannetjie het uit daai boom uit geklim. En het uitgespoeg die vrug van bekering waarvan Johannes gepraat het. Die bewyse. Nie net hou op nie, maar maak reg waar jy kan. So gepraat van Johannes vanoggend. Kan ek gou 'n vraagie vra? En toe maar ek weet, waar ook al ek preek en hierdie goed gaan, is dit 'n absolute minderheid wat reageer. Die mense stel net nie belang nie. Nee? Kom ek vra 'n vraagie vanoggend. Hoekom is Johannes onthoof? Ek gaan nou iets sê vanoggend, nee. En ek verwag nog meer gaan dit verwerp. Johannes is onthoof as gevolg van die wens van 'n vrou met Herodes, maar dit sê die punt nie. Johannes het gesê,
En hier is die skokker vanoggend. Sonde bly sonde, mense. Hy het nie gesê, dit is verkeerd, né? Dat jy met daai vrou, of kom ons draai dit nou om vanoggend man getrou het nie. Wat het Johannes gesê? Want ek vat dit vir julle terug vanoggend. Wat Johannes gesê het, is wat die woord sê. Wat die woord sê, is wat God sê, sê God. So gaan ek te ver as ek sê God het gesê. Hy het nie gesê dis verkeerd dat jy dit gedoen het nie. Dit was verkeerd. Hy sê dis verkeerd dat jy haar het. Hy het gesê dis verkeerd dat jy hom het. En dit is, hier sny die swaard baie. Want as dit die waarheid is, leef die meerderheid van belydende Christene in sonde wat hulle noem, God seën dit nou. Maar Zacchaeus het uit die boom uit geklim. Né? Daar's ander wat in die boom bly. En vir Jesus sê, luister, kom môre. Kom oor môre, kyk af. Hulle kyk af na die Here, regtig. Ek moet eers my pa gaan begrawe. Ek het 'n business deal gedoen. Jy die prostituut wat voor die Here se voete geval het. Wat het die Here vir haar gesê? Was die Here haar genadig? Het die Here ontslaag geraak van hy religious manne wat daar gestaan het van oud na jonk? Ja, hy het. Maar wat het hy vir haar gesê? Hou op! Hou op! Die ryk jong man het weggeloop van die Here af. Hy het gehuil en geween. Dis hoe sterk die bande van sonde is, mense. Hy het weggeloop. Hy het die Here agter hom aangehardloop. Die verlore seun wou sy geld en die beloftes nou hê, hierdie lewe. Ons lees dat die Here sê dat as hy Jesus is, as jy net ken vir die lewe. Want baie mense ken net Jesus vir die lewe, hoor. Dan is dit 'n hartseer saak, vriend. En ek gaan nou vir julle lees hierso. Maar God was genadig aan daai verlore seun. Hy was. Baie gaan dit nie terugmaak uit die varkhok uit nie, want hulle wil al wees. Hulle wil al wees. En van hierdie mense het God gered, en van hulle het God nie gered nie. Want hy's God. En hy's heilig. En sy wil is dat ons heilig word. Dat ons kan. Want hy is gewillig. Hy is in staat. Lees mooi, hy is gewillig. He is able. Maar Here, sê weer, hierdie mense prys my met hulle lippe. Maar hulle harte is nie by my nie. Hulle harte is nie by my nie. Hulle skatte is nie by my nie.
So ek verklaar weer vanoggend. Gaan in jou Bybel na Hebreërs 12. Die Here praat met sy kinders. Want die dinge van God vir sy kinders is nie te swaar nie. Dis nie 'n effort nie. Sy juk is lig. Mense, die juk van hierdie wêreld en die vyand is baie swaar. Ons probeer nuwe maniere en strategieë kry om deur te dring. Want die woord is nie meer genoeg vir mense nie. Ek sê nou die dag vir iemand, die woord sê die Here praat van my Here wat sê, ekskuus as ek nie die Afrikaanse woord kry nie, maar, want sy name is Wonderful Counselor. En ek hoor van mense wat vir mense Christian counseling wil gee, apart van die woord. Dis sekulêr. Maar nou dryf ek af. Kom ons lees. Kom ons luister. Hebreërs 12, vers 12. Daarom rig die slap hande en die verlamde knie weer op. En maak reguit paaie vir julle voete. Sodat wat krepeel is, nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Die Here wil mense gesond maak, meer as net fisies. Die Here sê, staan vanoggend en kyk na jou pad. Vers 14. Jaag die vrede na met almal. En die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Jaag die vrede en heiligmaking na, sê dit hier. Pas op vir 'n valse vrede, sê die Here. Die Here sê in vers 15, en pas op, dat niemand in die genade van God veragter nie. Mense, God se genade is vandag daar vir almal. En maak seker, sê God vanoggend, dat geen wortel van bitterheid opskiet in ons nie. En sodoende besoedel word nie. Die Here praat van valse humiliteit, wat eintlik pride is. Onvergifnis teenoor ander. En ons lees net verby, wanneer ons sê, o Here, vergewe my, soos wat ek ander. Vers 16. Die Here praat hier met mans en vrouens, mense. Laat niemand 'n hoereerder wees nie. Of ongoddelik soos Esau. Wat vir sy lus en vlees sy geboortereg verkoop het. Die verwerping
van die ewige lewe, die verwerping van die Here. Wat mense sê, hy is my redder, maar nie God van my lewe nie. Vers 18 praat die Here hier van die vergelyking van daai berg Sinaï. En wat ons nou het in Jesus, maar ook terselfdertyd vir ons waarsku dat hy onveranderd bly. Hy sê in vers 18, want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, en 'n brandende vuur van donkerheid en duisternis en storm nie. Gaan lees 'n bietjie toe daai Israeliete, wat die Here vandag vir ons sê, gaan kyk die voorbeeld, né? Toe hulle by daai berg kom, mense, daar's nie van kortbroek en plakkies nie, hoor. Want julle het nie gekom, sê die Here nie, by brandende vuur en donkerheid en duisternis soos by daai berg nie. En die basuin geklank en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het. Hulle het God gesmeek, moenie met ons praat nie, God. Praat deur Moses. Moenie met ons praat nie, ons sal doodgaan. Nou die Here sê, want hulle kon nie die gebod nie verdra nie. Selfs as 'n dier die berg dan sou aanraak, moet dit gestenig word, of met 'n pyl neergeskiet word. En Moses, so vreeslik was die gesig, het self gesê, ek is verskrik, en ek sidder vir God. Hier lê dit in ons Nuwe Testament weer. Baie mense, weet jy, God antwoord hulle ook. God sê in sy woord, jy dink, ek is soos jy. Ek is nie. Maar ons gaan aan na vers 23, 22. Maar julle het gekom by die berg van Sion, en die stad van die lewende God, die Nuwe Testament. Die hemelse Jerusalem, en tiende duisende engele, by die feestelike vergadering in die gemeente van die eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprinkeling, wat van beter dinge spreek as Abel. Pas op, vers 25, dat julle nie hom wat spreek nie afwys nie. Want as hulle nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het, toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons, wat ons van hom afkeer nou dat hy uit die hemele spreek met ons. God het afgekom en gepraat. Hy is gekruisig, hy het gesterf, en hy het opgestaan. En hy sê veel meer, nou dat ek uit die hemele spreek. Jesus sê, hy sal vir die Heilige Gees die woorde gee vir sy kinders. Toe het sy stem op die aarde geskit, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, sê die Here, nog eenmaal
dat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemele bewe. En hierdie woord, vers 27, en hierdie woord nog, eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, sê die Here, omdat ons, sy kinders, 'n onwankelbare koninkryk ontvang. Laat ons dankbaar wees. Is ons nie dankbaar, die kinders van die Here nie? Wat het geword van ons halleluja? 'n dankbaarheid wat die wêreld nie gaan verstaan nie. Laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Die laaste vers, want onse God, Ou Testament, Nuwe Testament, Sinai, die berg, Sion, uit die hemel spreek die Here, sê hier vers 29, want onse God is 'n verterende vuur. Die Here sê, kom uit van hulle af, my kinders. Skei van jou sonde. Moenie luister vir die leuns nie. Dit is nie die wil van die Here dat so baie vergaan nie. Maar weet vanoggend, onse God is 'n verterende vuur. Amen.